Goeiemôre en welkom by Kom Laat Ons Boeke Vat op die dinsdagoggend, die 9de Junie 2026. Ek hoop jy het 'n wonderlike nagrus gehad. Ek hoop jy het heerlik geslaap. Hier by ons op die oomblik lekker toegemis. Lyk vir my dit is toegetrek. Lekker koel, winterskoelte. Nie koud nie. Koel. Dis lekker koel. Toe ek nou die buite klim, toe voel ek nou moet ek maar warm aantrek want dit is koel. Dis nie so verskriklik buitend koud soos nou die oggend wat ek die heater moes aansit het. Toe was dit verskriklik koud. Dis net lekker koel vanoggend. Het gister so 'n draai gemaak deur WhatsApp. Karen, baie dankie en baie geluk ook. Karen het die vraag reg geantwoord wat ek gevra het gister. En toe kom sy terug, toe sê sy vir my iets baie interessants. Toe sê sy vir my, sy kan nie in die groep praat nie, met ander woorde terug antwoord nie, of 'n komment sit nie. En toe het ek gaan kyk daar, toe sien ek dis werklik waar so. En met dit nou reg te stel, moet ek 'n nuwe groep stig, en dit is nou nie wat ons wil doen nie. Maar ek het so een verandering gemaak in die groep. Ek het gaan kyk na die mense op die groep, toe sien ek, maar is nog net dieselfde mense as wat ons vashoek, met ander woorde, niemand het 'n vriend of 'n vriendin ge-add tot die groepie. Ek het probeer om dit te verander, soos iemand, net met iemand se toestemming, iemand wil add, die persoon kan dadelik weer die groep leave agterna, net iemand add en kyk of het werk, en of jy dit kan doen, en sê vir my, dat ek weet wat om te doen en hoe om te doen. Dit sal lekker wees as ons kan groei as familie van Christus. En natuurlik, die woord is baie belangrik. Die woord is nou nie iets wat ek en jy vir jouself kan hou nie, want as dit vir onsself hou, beteken dit ons steek dit onder ons bed weg, of ons sluit dit in ons kluis op, of ons sit dit onder ons kopkussing, en ons eien dit aan onsself toe, en ek dink nie dis hoe die woord werk nie. Die woord werk, ons praat van die goeie woord, en dis die goeie woord van God is daar om verkondig te word. En ek weet, as ek en jy dit nie doen nie, dan doen ons in elk geval nie ons werk wat die Bybel vra en wat die Here vra nie, om sy woord te verkondig. Hy het ook vir sy disippels gegaan, sê die gaan die wêreld in en versprei my woord. En dis wat die disippels gedoen het, en ek dink dis op die ou en van die dag wat ons moet doen. En as ons dit doen nie, moet ons 'n bietjie selfondersoek instel en sê, iets is nie reg hier nie, ek wil die woord vir myself vat, ek wil dit vir my maak, en dis nie waarvoor dit is hier. Ons moet dit versprei aan vriende en vriendinne, so dit sal nice wees as iemand. Ek gaan ook probeer om vandag, môre op die laaste, te kyk of ek vir ons 'n YouTube blad kan create, en dan deel ek dit sommer op YouTube ook, waar soveel as mense elke oggend net so 'n stukkie van die woord in die hande kan kry, net so 'n boodskap vir die dag. Miskien ook net voor die Here kan kom sit in die oggend en kan sê, stil raak, stilte tyd, sê kom ons raak stil voor die Here, kom ons maak ons oop, kom ons maak ons aanvanklik vir die woord. Party oggende is so 'n bietjie langer, ek vra groot om verskoning, party oggende is 'n bietjie korter, ek kry baie min terugvoer, so ek hoop wat ek doen is reg, ek doen dit in elk geval in die naam van die Here, en slegs in die naam van die Here alleen, nie vir Sunny of Kosie of Jannie of Pietie nie, vir almal wat saam luister, is amazing om julle hier te hê, om saam met my te luister, en net 'n hartjie of 'n gebiddende handjie of wat ek al te share met my. Die vraagie van gister, kom ons maak net so vinnige draai daar, ek is nou op die stadium nie op Facebook nie, daar is slegs 2 mense wat die Here opgevat het hemel toe, wat nie dood gegaan het. Die een is Henog, en die ander een is kom ons kyk net gou, ek gaan nou bubbles hap, soos hulle sê, dat ek net gou vinnig hier inkom. Ek vra om verskoning, ek was nou nie voorberei hiervoor nie. Die vraag was, watter 2 persone is direk opgevaar, wat vat hemel toe, die Here direk opgevat hemel toe, het nie doodgegaan soos die normale mens doodgaan nie, en die ene is Elia, wat ons gisteroggend oor gepraat het, en die ander ene is Henog. Dit is die 2 persone wat direk opgevat is hemel toe. Daar is Karen 110% reg, dankie Karen, vir die deelneem daar, dit is die belangrike gedeelte vir die deelneem. So hoor ek hom so af en toe, iemand gesels met my 'n bietjie, dankie Karen. En dan die stukkie vir vanoggend, kan jy solank jou Bybel oopmaak, Kolonisense, hoe is dit so 'n tongknoper vanoggend, Kolonisense 3,
Ons gaan lees daar slegs vanaf vers 18 tot 25, 'n kort stukkie. 'n Stukkie wat nogal baie na raak. Die stukkie is so naby dat ek die stukkie gedeel het met my dogter en my skoonseun. Ek moes dit met hulle deel. Ek en my vrou is nou op die stadium al 42 jaar getroud, so dis al 'n redelike rukkie, maar vir jong getroudes, hulle is ook nie meer te jonk getroud nie. Ek meen, hulle het 6 kinders, hulle is al 'n tydjie getroud, so ja, vir Mac en Vanessa het ek dit gedeel, want ek dink dit is vir 2 getroudes, wat kinders het, en wat veral so kinders het, wat nog groen boompies is, wat op die stadium van die lewe is hierdie stukkie baie belangrik. Ons kyk het bestuikje mis, maar dit is baie belangrik in ons lewe. 3 Kolossense 18 vanaf vers 25. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, soos dit pas by die mense wat in die Here glo. Ek kan die stukkie weer lees. Dis nie dat ek sê die vrouens is nie aan hulle mans onderdanig nie. Ek vry net hierdie stukkies kom uit die Bybel uit. Dan sal ek vers 2 ook weer lees, en dan dink die vrouens, oeps, ons word hier uitgesonder. Nee, julle word hier uitgesonder. Ek dink die Here sonder iemand uit nie, en ek dink nie die Here trek iemand voor nie. En dit sê die laaste vers van die stukkie wat ek nou gaan lees vanoggend duidelik vir jou. Vroue, wees aan julle mans onderdanig, soos dit pas by mense wat in die Here glo. En dan vers 2, mans, voor julle weghardloop en sê, wauw, is 'n pragtige stukkie in die Bybel, hier is 'n pragtige stukkie vir die mans ook. Julle moet julle vrouens lief hê. Moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Mans, julle moet julle vroue lief hê. Moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. So met ander woorde wat hy sê, mans, julle moet julle vroue lief hê, maak die lewe vir hulle soet. Is dit nie maar op die einde van die dag wat hier staan nie, dis pragtige woorde. En dan vir die kinders, wat gedog het, hulle het vandag vrygespring. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam. Ek gaan dit weer sê, kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam. Want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Ek dink dit is so pragtige stukkie, is dit nie waar nie. Ek meen dit, die Here, soos ek sê, het hy almal hier in die mandjie geneem in die huisgesin, die vrouens, die mans, die kinders, almal, en vir almal gevra hoe jy graag moet lewe, en hoe hy graag vir jou wil hê, jy moet lewe. Nou kom dit by vaders. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word nie. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word nie. En dan gaan dit af na die slawe, of miskien gaan ons nie vandag, in vandagstyd is daar nie meer slawe nie, vandagstyd is daar ouens werkverskaffers en werkers, so vandag gaan dit aan die werkers, as jy vir iemand werk, of vir 'n firma werk, is hierdie ene vir jou. Wees in alles gehoorsaam aan julle werkgewers hier op aarde. Daar staan nie werkgewers, daar staan eienaars, maar ek dink, as ek eienaars verander na werkgewers toe, dan weet almal presies waaroor dit gaan in vandagse woord, in vandagse tyd. Wees julle werkgewers hier op aarde, wees in alles gehoorsaam aan julle werkgewers hier op aarde. Moenie net werk om deur hulle raak gesien te word nie, en so in die mens se gunste kom nie. Maar werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. Werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here, en nie vir mense nie. Ek dink hierdie stukkie vir my en jou vanoggend op hierdie Dinsdagoggend gee vir ons regtig krag, en het sê vir ons hoe om ons dag te stap verder. Dink jy nie so nie? 'n pragtige boodskap aan hierdie begin van hierdie Dinsdagoggend, wat vir my en jou presies sê hoe ons moet lewe. Wat julle ook al doen, doen dit met harte, soos vir die Here, en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here,
in wie se diens julle staan. Christus is die Here, in wie se diens julle staan. Wie onreg doen, sal gestraf word oor die onreg wat hy gedoen het. Die Here trek niemand voor nie. Die laaste stukkie, die Here trek niemand voor nie. Die stukkie sê wederwysige verhouding. Miskien moet ons in hierdie geval sê, die Bybel praat met almal, regtig, of ons kan sê, die Here trek niemand voor nie. So hier praat die Here letterlik met almal deur die Bybel, deur die woord. Hy praat met almal, hy praat met die vrouens, hy praat met die kinders, hy praat met werkers, en dan op die einde van die dag sê hy vir jou hoe jy moet lewe en hoe jy moet werk vir die dag. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons vanoggend hier by u voete kan kom sit. En Here, ons sit gereed, ons sit aanvanklik, ons maak ons oë oop en ons luister, Here, en dan praat u met ons so sag en so pragtig. U lê vir ons eintlik uit soos 'n wit lyn voor ons, wat ons moet en wat ons nie moet nie, hoe ons moet lewe en hoe ons nie moet lewe nie. En Here, baie keer, dis hartseer dat baie keer gebruik ons nie hierdie wit lyn vir ons normes en waardes nie, maar ons gebruik die wêreldse normes en waardes, wat ander doen is reg en wat ander doen is verkeerd. Wat die wêreld doen is reg, en as ek nie doen wat die wêreld wil hê ek moet doen nie, is dit verkeerd. Here, dankie dat ons die Bybel kan gebruik om daai paadjie vir ons so pragtig uit te lê, soos u die woord, die goeie woord daar geskep het en gestel het vir ons, om vir ons te wys hoe ons moet lewe, hoe kinders van Jesus moet lewe. Here, ons vra verskoning, ons vra om vergifnis, ons vra vir Here, vergeef ons asseblief, as ons nie altyd lewe soos wat u graag wil hê ons moet lewe nie, ons doen sondes, ons lewe nie soos wat u wil hê ons moet lewe nie, ons maak baie foute, oor en oor. Here, ons kom sit vanoggend by u voete, en ons kom vra vir u, Here, vergewe, want ons weet nie aldag wat ons doen nie. Help ons ook, Here, om ons skuldenaars te vergewe. Help ons vanoggend om die baadjie van liefde aan te trek, Here, en nie net elke oggend dat dit soos 'n oor en oor wysie raak nie, maar dat ons dit sal omarm en binne in ons lewe intrek en deel maak van ons lewe, Here. Daai baadjie van liefde, dat miskien nie elke oggend dat dit belangriker raak in ons lewe, om elke oggend daai baadjie aan te trek en te lewe soos wat u graag wil hê ons moet lewe. Daai liefde uit te lewe aan almal rondom ons. Ons strek ons arms op na die hemel, ons sê, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief die stuurwiel van ons lewens en geestesvoertuig in 2026 en bestuur ons, want by u is ons veilig. Ek vra hierdie dinge nie omdat ons verdien nie, Here, maar enkel alleen uit die groot en almagtige genade alleen. Amen.